Die afgelope weke was daar nie meditasies nie. En die rede daarvoor is eenvoudig, ons het 'n baie besige program gehad en baie rondgereis. Maar ek wil jou in die volgende paar weke innooi wat ek wil noem kuiergesprekke. Ek wil sommer net uit my hart uit deel wat die afgelope paar maande in ons lewe gebeur het, van my lewe, en dan ook wat ek besig is om te leer van Jesus. En die eerste waarop ek graag fokus is die bekende woorde van Jesus wat ek al, ek dink heel wat meditasies oor gehad het, maar wat op 'n nuwe vars manier weer eens 'n diepte dimensie vir my verder oopgegaan het. En dit is Matteus 11. En ek wil graag dit hê dat ons dit sal lees. Hierdie bekende woorde waarin Jesus die volgende sê: Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Laat ek net eers een woord beklemtoon hier, en dis daai eerste 4 woorde: Kom na my toe. Dit is die hart van die Christelike geloof. Die Christelike geloof is nie in die eerste plek 'n klomp waarhede, nie eers Bybelse waarhede nie, maar is 'n persoon, dit is Jesus Christus, en dis hy wat ons uitnooi om elke dag na hom toe te kom, en elke dag saam met hom te lewe. Dis die eerste ding wat ek graag wil beklemtoon. Die Christelike geloof word per dag gelewe. En Jesus nooi ons per dag uit, kom na my toe. Die teks gaan oor die sagte, Jesus ons uitnooi om daagliks onder sy sagte juk te lewe. Wat sou dit beteken? Wat sou dit beteken? Wel, die sagte juk, die betekenis van die sagte juk, het vir my 'n paar jaar gelede oopgegaan, toe ek Matteus 28 gelees het. En ek het al baie gepraat, maar as weet ek weer dit sê, dat in Matteus 28, staan na vers 18, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, waarin Jesus sê, hy is die Here, hy is die koning, en dat hy regeer. Dan kom vers 19, wat ons ken as die groot opdrag, gaan maak disippels, en dan word vers 20, word dit verder omraam deur hierdie woorde, en onthou, ek is by julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hierdie woorde, die betekenis van hierdie woorde, het die sagte juk vir my ontsluit. In vers 19 kry ons 'n opdrag, is goed wat ons moet gaan doen. Maar vriende, as vers 18 en vers 20 verdof, dan ontkrag jy ons opdrag. Want die opdrag kan net gedoen word, geleef word, vanuit die realiteit van die koninkryk van God, die realiteit van vers 18 en vers 20. Wanneer vers 18 en 20 verdof, wanneer Jesus met ander woorde verdof, glip ons in 'n oomblik uit die sagte juk van Jesus en val ons onder die harde juk van onsself en van ons drome en van ons take en van ons werk en van ons drome en van, wat dit ook al mag wees. Ons beweeg na die harde juk van onsself en ons koninkryk en ons naam en ons wil, wat ons op die ouene totaal sal vernietig. Jesus nooi ons om elke dag te gaan lewe onder sy sagte juk, vanuit die realiteit van die koninkryk van God. 'n tweede ding wat ek graag wil beklemtoon, vriende, is dat in hierdie teks is die enigste teks woorde van Jesus wat Jesus vir ons iets sê oor wie hy is en hoe hy is, sy karakter. En hy sê die volgende: ek is sagmoedig en nederig van hart. En ek wil dit 'n bietjie unpack, want vriende, dit is absoluut crucial dat ons vir hierdie woorde van Jesus sal oopgaan. Wat is die verskil tussen nederig en sagmoedig? Wel, nederigheid, kom ek lees, verwys na 'n houding wat jy het teenoor jouself. Dis 'n houding wat jy het teenoor jouself. Dis hoe jy jouself sien. En wat dit eintlik prakties beteken, dis 'n inperking van eie mag om ruimte vir ander te laat. Dit is enorm. Jesus sê, in hierdie sagte juk beoefening en inoefening,
is hy sagmoedig en nederig van hart. Hy is nederig. Vriende, Jesus oordonder ons nie. Hy maak vir ons ruimte. Hy oorweldig ons nie. Hy nooi ons met al ons gebrokenheid en al ons onafheid om by hom teenwoordig te wees. En hy skep die ruimte vir ons om teenwoordig te wees by hom, om elke dag saam met hom te leef. Wat so sagmoedig beteken? Dit verwys na die behandeling van ander, hoe jy teenoor ander optree. En in essensie beteken dit geduld. Jesus sê hier dat hy geduldig is met Gys. Hy maak nie net vir my ruimte nie, maar hy is geduldig met my. In hierdie leer van my, in hierdie disippelskap reis saam met Jesus, sê Jesus dat hy geduldig is. En sagmoedigheid wil eintlik iets sê, dit is die teenoorstelling van skielike woede of van kwaadwilligheid. Sagmoedigheid is nie swakheid nie. Sagmoedigheid is die eienskap eintlik van sterk karakter, wat beheer uitoefen oor hulle eie krag. En wat nou weer by nederigheid aansluit, wat ons nie oordonder nie, maar vir ons ruimte maak. Vriende, dat ek en jy elke dag kan lewe in 'n verhouding so met Jesus, dat hy vir ons ruimte maak, dat hy met ons geduldig is, dat hy ons onvoorwaardelik liefhet, maak die ruimte oop van 'n lewenslange reis van disippelskap. Ek wil beweer, as jy nie hierdie prentjie van Jesus het, dat hy sagmoedig en nederig van hart is nie, want disippelskap, selfs disippelskap, sal vir jou en vir my 'n hartejuk wees, wat ons vernietig. Disippelskap, hierdie woorde van Jesus, sy uitnodiging tot disippelskap, is hierdie gasvrye, vriendelike Jesus, wat ons uitnooi. Dis eers genoeg vir hierdie week. Ek sal graag volgende week hierdie gesprek verder wil voer.